Goeiemôre gemeente, welkom vanoggend by spesiale erediens, waar ons die geleentheid het om ook aan die tafel van die Here te kan aansit. Ons begin met ons erediens deur 'n toetrede lied te sing, Psalm 72, verse 1, 2 en 3, en dan bly ons staan vir die fotum en die seën, en dan sing ons daarna spontaan ons lofsang, Psalm 48, verse 1 en 3, en na die lofsang, dan kan jy weer die plek inneem. Beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Amen.
Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Here onse God, ons kan nie anders as om vanoggend aan U die lof, die dank en die aanbidding te bring, omdat U is wie U is nie. U is die lewende God van hemel en aarde, die skepper van alles, die almagtige, die heilige, alomteenwoordige en nog een soos U, Here, is daar nie. Sonder U kan ons nie leef nie, kan ons nie bestaan nie, kan ons niks doen nie, want sonder U, Here, beteken ons niks. Daarom vra ons, ontvang die lof wat ons vanoggend aan U bring, al is dit met mense woorde en op 'n menslike manier, wat ver te kort skiet om U lof ten volle te verkondig. Kom dit uit ons harte, Here, en dis opreg. Ons dank U, Heer, vir elkeen wat hier is, vir elkeen wat vanoggend opgestaan het en die behoefte in die hart gehad het om hierheen te kom. Want ons is hier, Here, omdat ons U wil ontmoet, U wil aanbid. Maar so bid ons ook vir hulle wat nie hier is nie. Vir hulle wat nie hier wil wees nie. Die wat dink dat hulle U nie nodig het nie. En ons vra, Here, dat U deur U Gees so in hulle harte sal werk, dat hulle ook tot die besef sal kom, hulle kan nie sonder U nie. En as dit nodig is, Here, gebruik ons as instrumente en stuur ons daarheen om daardie werk ook van U te gaan doen met blymoedigheid. So bid ons ook vir hulle wat siek is. Here, waar daar ook bekommernis is oor siekte, wees by hierdie kinders van U. Geef vir hulle kalmte en rustigheid. Help hulle om in U te vertrou. En as U wil daarby is, wil U ook genesing bring. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit Lukas hoofstuk 18. Ons gaan lees vanaf vers 9 tot 14. Dis 'n gelykenis wat Jesus vertel, en dit het die opskrif, die gelykenis van die Fariseer en die tollenaar. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n Fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbreekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan, en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man
en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Sing ons lees tot sover. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en ook elke oomblik daarvolgens lewe. Broers en susters, kom ons sing nou saam voor die prediking uit Vonk 202. Die tollenaar het gebid, O God, wees my arme sondaar genadig. Geliefdes, dis vanoggend 'n besondere erediens waarin ons bymekaar is. Dis nagmaal. Ons gaan aan die tafel van die Here aansit. Ons gaan 'n feesmaal hou met 'n klein stukkie brood en 1 slukkie wyn. Die Here self is ons gasheer vanoggend wanneer ons by hierdie tafel as sy gaste kom aansit. Hy self het ons genooi. Ek dink dit is 'n pragtige belydenis van wat vanoggend aan die gebeur is in die erediens. Ons kan nog baie meer daaroor sê, maar hierdie beskrywing en belydenis verwoord hierdie gedagte tog baie mooi. Maar steeds sal dit goed wees as elkeen van ons die vraag probeer beantwoord, as dit is wat hierdie besondere erediens vanoggend waar ons die nagmaal vier beteken. Hoekom is jy hier? Wat het jy gehoop om hier te kom kry in die erediens vanoggend? Wat wil jy hê moet met jou gebeur wanneer jy vanoggend aan die tafel van die Here aansit en wanneer jy hiervandaan verder gaan met jou lewe? Ons moet tog hier wees vir 'n rede. Wat is die rede? Dis nodig om dit te beantwoord. Veral wanneer ons dalk sou dink, ons is nou nie die getrouste kerkgangers wat elke Sondag hier is nie, maar wanneer dit nagmaal is, dan behoort ons ten minste in die kerk te wees. Dis reg as ek nie elke Sondag hier is nie, om watter rede ook al,
maar wanneer dit nagmaal is, dan moet ek hier wees. Ons maak soms verskoning, as ons met die nagmaaldiens nie die erediens kan bywoon nie. Maar ander Sondae, ons het nie vir ons nodig, om verskoning te maak nie. Hoekom is dit so? Wat maak vanoggend anders? Wat is dit van die nagmaal, dat dit vir jou reg is om ander Sondae nie hier te wees nie, maar as dit nagmaal is, dan moet ek in die kerk wees. Hierdie vraag, broers en susters, moet ons maar vir onsself antwoord, en ons moet maar met onsself roei en stoei daaroor, want op die ou end is dit 'n saak tussen my en God. Tog het ons hierheen gekom met 'n spesifieke ingesteldheid. Of dit nou 'n verwagting is om iets hier te kry, of dit nou is om dalk beter te voel oor myself wanneer ek vanoggend hier vandaan weggaan, of hoe moeilik dit ook al is om te erken, dat ek darm met die nagmaal in die kerk was, al is ek ander Sondae nie hier nie. Dit is belangrik, dat ons vir 'n oomblik gaan stil staan, en ons ingesteldheid teenoor die nagmaal sal ondersoek. Ons moet mooi gaan dink, met watter ingesteldheid het ek vanoggend hierheen gekom? Met watter ingesteldheid gaan ek vanoggend aan die nagmaaltafel aansit en die nagmaal gebruik? Om vir ons leiding te gee met hierdie ondersoek na onsself, moet ons verstaan wat gebeur in hierdie gelykenis wat Jesus vertel het. Wanneer 'n mens hierdie gelykenis lees, dan is die eerste ding wat jy doen, om die Fariseer in 'n negatiewe lig te stel, en die tollenaar in 'n positiewe lig. Soveel so, dat ek bereid is om myself te identifiseer met hierdie tollenaar, maar nie met die Fariseer nie. Vir ons is die Fariseer die een wat verkeerd bid, en die tollenaar is die een wat reg bid. En ons kom tot hierdie gevolgtrekking, omdat ons Lukas se woorde lees, voordat Jesus begin met die gelykenis. Lukas sê vir ons, as inleiding tot Jesus se gelykenis, met die oog op mense wat seker was, dat hulle saak met God reg is, en wat neersien op ander, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Onmiddellik, nog voordat ons Jesus se woorde hoor, het ons oor dit wat Lukas vir ons sê, reeds 'n opinie gevorm, oor die verhaal wat Jesus gaan vertel, of die gelykenis. Die uitdaging vir ons, is om hierdie gelykenis te hoor, soos wat hulle aan wie Jesus dit hier vertel het, dit gehoor het. Hulle het nie Lukas se woorde gehoor, voordat Jesus vir hulle die gelykenis begin vertel het nie. En wanneer hulle dan na Jesus se gelykenis luister, dan moes hulle wag tot heel aan die einde, om te hoor, wat is dit nou wat Jesus met hierdie gelykenis wil sê? Wat bedoel hy mee? Wat wil hy ons nou leer? Want soos wat Jesus hierdie gelykenis vertel, gebeur alles presies soos wat dit in hierdie tyd gebeur het. Presies soos wat daar verwag is, dit moet gebeur. Jesus vertel nie in hierdie gelykenis vir hulle iets, wat vir hulle nuwe nuus is nie. Dit is asof hy maar net herhaal, hoe die praktyk geloop het. Maar tog, wou hulle hiermee iets leer. Twee mense gaan na die tempel toe om te bid.
Een is 'n fariseer en een is 'n tollenaar. En daar's niks snaaks of niks buitengewoon hieraan nie. 'n Deel van hierdie gelykenis wat in die tempel self afspeel, is daar ook niks buitengewoon vir die mense van die tyd nie. Beide van hierdie twee gaan bid in die tempel, maar die tempel het sekere reëls gehad. Eerstens was die fariseer op die regte plek. Hy's 'n Jood, een van die godsdienstige leiers in die samelewing, iemand wat die belange van die Jode op die hart gedra het. En daarom was hy tuis en welkom in die tempel gewees. Hy hoor daar uit 'n plek binne in hierdie ruimte, oftewel die tempel. Hy gaan staan op die regte plek wanneer hy bid, tussen die ander fariseërs wat daar is. En dan bid hy presies ook soos wat hy veronderstel is om te bid. Hy staan regop en hy kyk op na die hemel. Tot dusver in hierdie gelykenis sou die mense wat dit gehoor het vir die eerste keer oordeel, daar's niks snaaks hieraan. Daar's niks buitengewoon nie. Want dit is hoe dit werk. Selfs ook nie wanneer Jesus vir hulle sê wat die inhoud van hierdie fariseër se gebed is dit vir hulle iets snaaks nie. Hy's 'n medegelowige. Hy vas 2 keer per week. Hy gee 'n tiende van sy totale inkomste. Die inhoud van die gebed wat die fariseër gebid het hier in die tempel, stem nouliks ooreen met 'n gebed wat die fariseërs gebid het wanneer hulle uit die plek uitgegaan het waar die Jode die Joodse wet bestudeer het. Ons kan sê wanneer hulle uit die skool uitgegaan het, huis toe aan die einde van die dag, dan het hulle 'n bepaalde gebed gehad wat hulle moes bid. Die Joodse wet het bepaal dat jy daardie gebed bid in dankbaarheid wanneer jy hier uitgaan, huis toe. Hoor het hierdie gebed geklink? Luister ook of jy kan hoor wat ooreenkomste daar is tussen hierdie gebed wat hulle gebid het wanneer hulle van die skool af huis toe gaan, en die gebed wat Jesus sê, hierdie fariseër in die tempel gebid het. Hulle het gebid: Ek dank U, Here my God, dat U my geplaas het by die wat elke dag in die Jood of in die skool leer van die Joodse wet, en dat U my nie geplaas het by die wat op die straathoeke staan en maar net sinnelose gesprekke het met mekaar nie. Ek staan vroeg in die oggend op, ander staan ook vroeg in die oggend op. Ek staan vroeg op om die woorde van die godsdienstige wet te kom lees en daaruit te leer. Ander staan vroeg op om sinnelose praatjies met mekaar te maak. Ek werk en ander werk ook. Ek werk en kry 'n beloning. Ander kry geen beloning nie. Ek is op die pad, ander is ook op die pad. Maar ek is op die pad wat lei na die ewige lewe, en hulle is op 'n pad wat lei tot ondergang. En dan vertel Jesus ook van die tollenaar. Hier is nog iemand wat kom bid het, ook 'n Jood. Hy staan egter nie tussen die sogenaamde hoogs godsdienstige Jode waar die fariseërs staan en bid nie. Hy staan aan een kant, buite.
Hy kyk nie eers na die hemel op wanneer hy bid nie, hy kyk af. Soos iemand wat skaam kry. En wanneer hy so na hom kyk, dan lyk dit ook nie of hy bid nie. Hy slaan op sy bors. Dit lyk eerder of hy in rou gedompel is. En die inhoud van sy gebed is baie eenvoudig. O God, wees my arme sondaar genadig. Mense wat na hierdie gelykenis van Jesus geluister het, sou oordeel, wat is daar fout met dit wat Jesus nou vertel het? Hierdie tollenaar is 'n verraaier. Hy's 'n Jood, maar hy gee niks om vir sy eie mense nie. Hy's in diens van die Romeine, hierdie mense wat ons verdruk. Hierdie tollenaar, die Jood, samel van ons belastings in om te betaal aan die Romeinse owerheid. Belastings wat ons nie meer kan bekostig nie. Die reëls van die tempel het bepaal dat dinge veronderstel is om te gebeur presies soos wat Jesus dit hier verduidelik. Wat wil Jesus dan nou eintlik sê met hierdie gelykenis? En dan, broers en susters, kom daar 'n opmerking van Jesus wat hierdie klomp wat luister na hom na hulle asem sal laat snak. Kort en kragtig. Ek sê vir julle, hierdie tollenaar en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Die mense se reaksie moes wees, dis heeltemal onmoontlik. Hulle het albei opgetree soos wat die reëls van die tempel dit bepaal het. Hoe kan die tollenaar, hierdie mens wat sy eie mense verraai het, hoe kan sy saak met God reg wees en die ander een nie? Jesus het hulle uitgevang. Hy ontbloot hulle kortsigtigheid en hulle slaafse navolging van die Joodse wet. Was die Fariseër se gebed werklike gebed? Soos wat die reëls van die tempel bepaal dalk. Of was dit 'n regte gebed in die oë van God? Nee. Dit was 'n lofprysing oor homself. Hierdie Fariseër het eintlik gesê, Here, kyk hoe goed is ek. Ek is meer gehoorsaam as wat ek moet wees, want ek gee meer en ek doen meer as wat in die wet van my gevra word. Vir die mense was dit reg dat hy so bid. Hoe het Jesus hierdie mense uitgevang? Hulle het gedink die Fariseër is reg en die tollenaar kry wat hom toekom. Jesus maak dan vir hulle dit baie duidelik dat die Fariseër gebid het en sy eie lof oor God besing het. Dat hy eerder aansien by God wou hê as om te pleit vir genade. Want dit is God se genade wat maak dat 'n mens nie verlore gaan nie. Jesus sê vir hulle, God dink anders hieroor. Wanneer jy bid, dan besing jy nie jou eie lof voor God nie. Jy sien nie neer op ander en sê vir God dankie dat jy beter is as hierdie of daardie persoon nie. Pas op om te dink dat God jou liewer het as vir ander mense. Hierdie tollenaar wie die mense oordeel kry wat hom toekom, is reg dat hy daar buite staan en bid, daar ver een kant.
Want dit is die een wie se saak met God reg is. Die mense verskil daarvan. Jesus sê, julle is verkeerd om hierdie man te veroordeel. Hy besef dat hy absoluut niks is in die oë van die wêreld nie. Hy kry skaam daaroor. Hy weet dat hy van God afhanklik is en dat hy dikwels vir God teleurstel. Hy is nie selfvoldaan dat hy sy eie lof oor God besing nie. Hy besef sy swakheid en weet dat hy alleen kan leef op grond van God se genade. Hy besef kan alleen leef omdat God hom oneindig liefhet. So moet julle wees, sê Jesus. En nie soos die Fariseer wat julle rolmodel is nie. Leef eerder met die ingesteldheid van dit wat ek het en dit wat ek is net genade uit God se hand, as wat jy self voldaan dink dat jy beter is as ander, omdat God jou liewer het as ander mense. God se genade is vir jou genoeg. Wat is ons ingesteldheid, broers en susters, wanneer ons vanoggend aan die tafel van die Here gaan aansit? Ek hoop die van die tollenaar. Ek word hier verseker van die genade van God, wat hy reeds aan my bewys het in Jesus Christus. Ek kom hierheen nie om iets te kry, sodat ek weer vir 'n tyd lank van die kerk af kan wegbly en weer kan kom wanneer dit nagmaal is nie. Die Rooms-Katolieke Kerk in die tyd van die kerkhervorming in die 16de eeu het geglo dat wanneer lidmate die nagmaal gebruik, dan word daar 'n sekere hoeveelheid van God se genade in jou ingegiet. En daarom kan jy dan weer hou tot en met die volgende nagmaal. Ek kom nie hierheen om beter te voel oor myself nie. Ek kom hierheen met die ingesteldheid van die Fariseer, of nie met die ingesteldheid van die Fariseer, dat ek selfvoldaan voor God kan staan en sê, dankie, dat ek nie is soos ander mense wat saam met my aan hierdie tafel aansit nie. Ek kom sit aan hierdie tafel aan met die belydenis dat ek 'n sondaar is, dat ek sonder die genade van God nie kan leef nie. Wat maak hierdie nagmaal erediens iets besonders? Die feit dat God my op 'n besondere, tasbare manier weer bewus maak van sy genade, wat hy in Jesus Christus reeds aan my bewys is. Steeds aan my bewys, en ek weet, en ek glo in die toekoms ook nog steeds vir my sal gee. Daarom kan ek met al my skuld op my rug vanoggend by hierdie tafel kom aansit. En wanneer ek hier sit, net soos hierdie tollenaar pleit, o God, wees my arme sondaar genadig. Dan moet ek ook, wanneer ek hiervandaan weggaan en met my lewe aangaan, gaan leef soos iemand wie se saak met God reg is. Geliefdes, mag God vir ons die nederigheid gee, die besef van ons afhanklikheid van hom, dat wanneer ons vanoggend hier aansit, ons besef, alles
alles is net genade. Dis genade dat nie verlore gaan nie. Dis God se genade wat ek hier aan die tafel herdenk vanmôre. Maar ook wat daardie genade vir my beteken. Amen. Ek hou aan ons die formulier voor vir die bediening van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal, saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het berou daaroor. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut verseker van sy genade. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Geliefdes, voordat ons aan die tafel van die Here aansit, ons bly net so sit en ons bid saam. Here, ons dank U dat ons vandag by U tafel mag aansit. Ons glo dat U by ons is en ons versorg. Ons vra, Here, versterk ons geloof. Voed ons met die ware hemelse brood en wyn, Christus Jesus, ons hoop en lewe. Verseker ons deur U Gees dat ons deel het aan sy lewe, dat ons ook deel het aan sy dood en sy opstanding. Was ons sonde af, Here, deur sy bloed. Raak ons so aan, dat ons dankbaar as U kinders sal leef. Stuur ons, en maak ons oë en harte oop vir almal in nood, en laat ons na hulle uitreik. Gee ons die geloofsoortuiging, Here, om Christus te verkondig met woord en daad. Ons Vader wat in die hemel is,
Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, terwyl die tafel gereed gemaak word, sing ons saam uit Gesang 399, verse 1, 2 en 5, en ons kan dan ook net so bly sit. Gesang 399, verse 1, 2 en 5. Geliefdes,
Namens die kerkraad nooi ons alle beleidende lidmate van ons gemeente, ook beleidende lidmate van ander gemeentes van ons kerk, maar ook lidmate van ander kerke met dieselfde belydenis as ons, om te kom aansit aan die tafel van die Here. Mits u in die eie gemeente nie onder die kerklike tug staan nie, en daar ook die vrymoedigheid het, om aan die tafel van die Here aan te sit. Ek wil so vra, broers en susters, dat ons van die kantblokke af, of in die kantblokke eerste geleentheid gee om aan te sit, en as u graag in die bank wil nagmaal gebruik, dat u nou met die eerste tafel net vir die diakens 'n aanduiding gee, dan sal hulle u in die bank kom bedien. Broers en susters, alles is gereed. Die Here is hier, kom sit aan, kom sien en smaak dat die Here goed is. Om dan nou met die ware hemelse brood, Christus gevoed te word, moet ons harte en gedagtes nie rig op die brood en wyn as sodanig nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die verlossing in Jesus Christus. Die brood wat ons breek, dui op ons deelgenootskap aan die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan as sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, dui op ons deelgenootskap aan die bloed van Christus. Neem en drink daarvan as sy gedagtenis. En so dikwels as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Markus 14 vanaf vers 53. Hulle het Jesus weggelei na die hoëpriester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerdes het almal daar saamgekom. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot binne in die binnehof van die hoëpriester se woning. Daar het hy hom saam met die wagte by die vuur gaan sit en warm maak. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het geprobeer om 'n aanklag teen Jesus te kry om hom dood te maak. Maar hulle het niks gekry nie. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat deur mense gemaak is vernietig en binne 3 dae 'n ander een bou wat nie deur mense gemaak is nie. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie.
Toe het die hoëpriester in die raad opgestaan en Jesus begin ondervra. Verweer jy jou glad nie, het hy gesê. Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie en hom glad nie verweer nie. Die hoëpriester het hom verder ondervra, is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom? Het hy hom gevra. Ek is, het Jesus geantwoord. En julle sal die seun van die mens sien, waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Toe skeur die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, waarvoor het ons nog getuienis nodig? Julle het die godslastering gehoor. Hoe lyk dit vir julle? Hulle het hom eenparig veroordeel, hy verdien die dood. Party van hulle het begin om op hom te spoeg. Hulle het sy oë toegebind, hom met die vuis geslaan en vir hom gesê, profeteer 'n bietjie. Ook die wagte het hom geklap, toe hulle hom wegvat. Tot sover. Geliefdes, ons kan nie anders aan die nagmaaltafel aansit, as met die ingesteldheid, wees my arme sondaar genadig. Kom ons bely daardeur ons skuld, deur saam te sing uit Gesang 238, die eerste vers. Van God leef nie, kom sit aan en kom ervaar die genade van God.
Hier is nog 2 plekke op die tafel hier aan my linkerkant voor. Die brood wat ons breek, dui op ons deelgenootskap aan die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan na sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, dui op ons deelgenootskap aan die bloed van Christus. Neem en drink daarvan na sy gedagtenis. So dikwels as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Terwyl Petrus onder in die binnehof was, kom een van die hoëpriester se diensmeisies daar. Toe sy vir Petrus sien besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus. Hy het dit egter ontken deur te sê, ek ken hom nie. Ek verstaan ook nie wat jy sê nie. Toe het hy na die deur se kant toe gestaan en daar te haan gekraai. Die diensmeisie het hom gesien en weer vir die wat daar gestaan het gesê, hy is een van hulle, maar hy het dit weer ontken. Rukkie later het die wat daar bygestaan het vir Petrus gesê, werklik, jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileër. Toe begin hy vloek en hy sweer, daardie man van wie julle praat, ken ek nie. En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bygeval wat Jesus vir hom gesê het, voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hy het in trane uitgebars. Tot sover. Ons sing die tweede vers van Gesang 238.
Broers en susters, kom eet, anders gaan die pad te lank word. Het elkeen van u geleentheid gehad om nagmaal te gebruik? Die van u wat wou, as het niemand oorgeslaan nie. Die brood wat ons breek, dui op ons deelgenootskap aan die liggaam van Christus, neem en eet daarvan na sy gedagtenis. Die beker van danksegging dui op ons deelgenootskap aan die bloed van Christus, neem en drink daarvan na sy gedagtenis. So dikwels as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die môre vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en skrifgeleerdes dadelik as volle Joodse raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus het vir hom gevra, "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom, "Dit is soos u sê." Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervra, "Verweer jy jou glad nie?" het hy gevra. "Kyk, waarvan beskuldig hulle jou alles?" Jesus het egter niks meer gesê nie, sodat Pilatus verbaas was. Vers 3 van Gesang 238.
Liefdes, kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. O God, wees ons arme sondaars genadig. Amen. Gemeente, ons het sopas aan die tafel gedink aan wat God vir ons gedoen het in Jesus Christus. Ons het gedink aan die dood van Jesus en wat dit vir ons beteken en dat ons dit ontvang het bloot uit genade. Maar dit staan egter nie los van Jesus se opstanding uit die dood nie. Kom ons sing saam as 'n slotsang uit Gesang 420, daarvan verse 1, 2 en 3. Dan bly ons staan vir die seëngroet en ons wegseëningslied is dan Psalm 484, verse 1, 2 en 3. Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.